Ek is besig om met u te gesels oor 'n reeks waarin dit gaan oor wees die kerk. Die opdrag wat aan my en vir jou gegee is, wees die kerk. Nie net die binnekant in die kerkgebou, in die stoele of wat ook al nie, maar wees die kerk aan die buitekant. Wees die kerk daar waar 'n gebroke en 'n verlore wêreld is wat soekend is, sodat ek en jy die antwoord kan gee en sodat ek en jy genesing, redding, vrymaking kan bring in die naam van Jesus. Wanneer ons sê, maar pastoor, is die kerk nie daar bedoel net vir die redding van siele en net om te verkondig die grootheid van God en die liefde van God nie? Ja, dit is. Maar daar is iets anderste wat hy vir ons leer, wat sy hartklop is. En as jy ooit getwyfel het, gaan ek dit vanoggend uit die skrif uit vir jou wys. En jy gaan dit ervaar in die skrif vanoggend. Nie die redding van die siele nie, maar die sagtheid en die deernis wat die kerk moet hê vir die wêreld daar buitekant. Nie 'n gevoel van oordeel en neerkyk op ander mense nie. Nie om te dink ons is beter of dit, maar om die diensknegte te wees om 'n verskil te maak in mense se lewens. Ek gaan jou 'n storie vertel vanoggend. En dit het my diep geraak. Matt en Jenny Carter is 'n paar wat hulle harte vir die Here gegee het en die Here het dit op hulle hart gelê dat hulle die evangelie moet gaan verkondig, maar op 'n spesiale manier. En in die jaar 2002 in Austin, Texas, begin hulle met 'n kerk binne in hulle huis. En die Here wys vir hulle en die Here sê vir hulle, gaan en wees die kerk. Gaan en maak 'n verskil. En hy begin om sy mense op te lei, 7, 8 van hulle. En hy sê vir hulle, die hartklop van die Here is om 'n verskil te maak in die wêreld vir die mense wat verlore is en vir die mense wat soekend is na God. En dit was die missie wat hulle gehad het, is om die kerk te wees wat uitgaan en 'n missieveld of 'n sendingveld in te beweeg met die doel om mense te gaan red en hulle in te bring in die koninkryk van God. In die jaar 2024, 6 gemeentes wat hy gestig het reg oor Austin, meer as 7000 lidmate. Ek wil nie hê ons moet fokus op die kerke en die lidmate nie, maar dit wat hy vertel en die getuienis wat hy gee, terwyl hulle kerk nog so klein is en in hulle omgewing is St. John's, is 'n arm woongebied, is 'n woongebied waar daar groot nood is en hulle reik uit na dit. En die aand omtrent 9:00 wil kry hy 'n oproep en een van sy gemeentelede sê vir hom, daar's 'n woonstelgebou in St. John's wat besig is om af te brand. Die mense het hulp nodig. En hy gaan op Instagram en hy gaan op sy groep van sy kerk en hy sê, kerk, ons moet die kerk wees in die omgewing. Hy sê binne in 'n uur toe selfde van sy gemeente daar en hulle bring komberse, hulle bring water, hulle bring klere, want die mense wat daar was het alles verloor. Die mense wat in daai geboue gebly het nie klere gehad nie, niks, hulle sit op die straat. En hy sê terwyl hulle daar besig is om die mense te bedien en hulle kan nie in al die behoeftes voorsien nie, maar hy sê sy mense begin om te bid en om mense te vertroos en om te gee en kinders te versorg en hulle wat bang is besig om hulle vas te hou en vir hulle te vertel, jy weet, die Here is nog steeds in beheer. En hy sê die volgende oomblik toe's Fox News daar, Fox News 7. En die persoon wat die anker is besig om te praat en hulle praat oor die tragedie van die gebou wat gebeur het en wat ook al is. En hy sê dit tref hom diep. Toe die persoon die volgende sê. Hy sê as daar ooit 'n ramp is in Austin, Texas, moenie die Rooikruis bel nie, bel die kerk. Jy sien, ek en jy is die kerk en ons moet daar buitekant wees. Ons wil so graag sê, gift of the givers. Laat hulle in beheer wees, waar is die kerk? Waar is die hande en die voete van Jesus Christus in die omgewing? Waar maak ons die verskil, of is die kerk nie daar om 'n verskil te maak nie? Ons is vasgevang in hierdie tradisie, ons is vasgevang in 'n gewoonte, en dit is nie die hartklop van God nie. Die hartklop van God is dat ek en jy sal omgee, dat ek en jy 'n sagtheid en 'n deernis in ons hart sal hê vir die mense wat geskape is na die beeld van God, wat besig is om verlore te gaan in 'n gebroke wêreld. En die Here gee vir my hierdie skrifgedeelte en ek wil dit met u deel vanoggend. Dis die skrifgedeelte wat kom uit die boek van Lukas. Wie is die kerk? Wat is die rol van die gelowige?
Die rol van die gelowige is nie om mooi te lyk elke Sondag en net te kom sit, en te kom gesels en koffie te drink, en dis okay, en ons is reg vir die volgende week, en volgende Sondag meld ons mee aan nie. Wat van die res van die week? Waar maak ons die verskil? Waar sien mense Christus en die liefde van Christus in jou? Dankie Anthony. Lukas 4 van vers 14 tot 21, en ek wil hê ons moet dit verstaan. In Lukas 4 word Jesus in die woestyn ingeneem, en hy word versoek deur die duiwel, en alles gebeur met hom. En die duiwel is baie listig en alles, maar Jesus sê vir hom, daar staan geskrywe in die skrif. En nadat die duiwel van hom afvlug, gaan hy terug na sy geboortedorp Nasaret. En dis hier waar ek wil met jou begin verduidelik. Hierna het Jesus gevul met die krag van die Heilige Gees na Galilea teruggegaan. Hy het deur die hele omgewing bekend geword. Hy het deur die omgewing bekend geword as gevolg van die krag van die Heilige Gees en dit wat hy kon doen deur die krag van die Heilige Gees. Die wonders en die tekens wat gebeur het. Hy was die seun van God, maar die woord sê ook, hy is die seun van mens. Maar die krag van die Heilige Gees het hom in staat gestel om sekere dinge te kan doen. Hy het in hulle sinagoges geleer en is deur hulle almal geprys. Toe kom hy in sy tuisdorp Nasaret waar hy groot geword het. Het hy gewoonlik op die Sabbat na die sinagoge gegaan en opgestaan om die skrif te lees. Hy gaan in die sinagoge in en Lukas verduidelik dit vir ons en ek gaan nou vir jou wys hoe het dit geplaasgevind daai tyd in die dienste in die sinagoge. En Jesus staan op en hy word die boekrol gegee om te lees uit die boek. Die boekrol wat Jesaja die profeet bevat is aan hom gegee en hy het dit oopgerol tot op die plek waar dit sê. Wat lees hy? Wat maak hy oop in die boek van Jesaja en al die hoofstukke wat daar is, daar's in die 60 hoofstukke, waar maak hy oop en waar begin hy lees? Hy kon oopgemaak het by Jesaja 40 vers 31. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie, hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Hy kon begin het daarom die volk te leer en daarom die volk te bemoedig. Of hy kon gegaan het na Jesaja 51 vers 7. Luister na my, julle wat weet wat reg is. Julle wat my wette in julle harte het, moenie bang wees vir mense wat julle spot nie. Sou dit nie van toepassing op ons gewees het vandag nie? Sou dit nie vir my en vir jou bemoediging wees dat ek en jy moet die woord gaan verkondig en mense, ons moet ons nie steur aan mense wat spot nie? Sien aan hulle vanoggend toe ons by die robot staan en ons is besig om hierdie kaartjie met 'n lekker uit te gee. Toe is daar 'n moslim wat haar vloek. Het gaan nie daaroor dat hy vir haar vloek nie, dit gaan daaroor dat hy God vervloek, want sy het opgetree in die gesag van God, om die evangelie te gaan verkondig. Hierdie skrifgedeelte sou dit nie gewees het, dit wat Jesus vir ons wil vertel, omdat ons die kerk wil wees nie. Jesaja 53 vers 5, hy kon daar stil gestaan het en dit vir hulle gelees het. Hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Ek en jy wat sondaars was dit nie dalk die geskikte gedeelte wat hy moes gelees het uit die boek van Jesaja uit om te sê, luister, ek kom om te sterf vir julle sodat julle verhouding met God herstel kan word, sodat julle gesond kan word, hier waar julle stikkend is, hier binnekant en julle die straf van die sonde en die loon van die sonde gaan ontvang nie. Hy het nie. Hy het geblaai op 'n spesifieke deel, want dit was die hartklop van Jesus. En dis wat hy vir sy mense wou vertel het en vir die mense in die sinagoge wou geleer het. Lukas 4 vers 18 tot 19. Hy maak dit oop by Jesaja 61 vanaf vers 1 tot 2 en hy lees die volgende. Hy sê die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om aan die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Hy lees die profesie wat geskryf is in die boek van Jesaja en hy sê ek is die gesalfde van die Heer. Dit is hoekom ek hier is. Hy's gevul met die krag van die Heilige Gees en hy vertel vir hulle die hartklop van die Vader en hoekom hy hierso is.
In die gedeelte van Lukas 4:16 tot 20 gee Lukas 'n beskrywing van 'n tipiese sinagogediens, die erediens soos dit verloop het, soos volg. Die mense sou in die kerk ingekom het en dan was daar die persoon wat opgestaan het. En hy het opgestaan om die skrif te lees en die persoon wat in beheer was van die sinagoge sou hom die boekrol gegee het. Dan het hy die boekrol oopgemaak, Jesus maak hom oop en hy gaan tot by Jesaja 61 vanaf vers 1 tot 2. Die boekrol word oopgerol. Nadat hy dit gelees het, word die boekrol weer opgerol en Jesus gaan sit na die lees. Dis al wat hy gedoen het, hy het dit gelees en hy gaan sit. In die middel lees jy Jesus uit Jesaja 61 vers 1 tot 2 en 58 vers 6. En hierdie deel van die diens wat die Haftara, die voorlesings uit die profetiese boeke genoem word. Lukas gebruik die aanhaling uit Jesaja om die 5 doelstellings van Jesus se aardse bediening te laat blyk, naamlik. Hy gebruik hierdie om te sê, dit is my bediening op hierdie aarde. Dit is wat ek gekom het om te doen. Dis wat ek van julle vra, julle is my disippels om te doen op hierdie aarde. Sien, want ek en jy het daai Heilige Gees en ons het daai Heilige Gees krag om presies dieselfde kan doen op hierdie aarde. Ons hoef nie te twyfel nie en ons hoef ook nie bang te wees nie. Dis tyd dat ons opstaan en sê ons is die kerk en ons wil wys wie is die kerk en ons wil gaan omgee as die kerk vir die wat gebroken is. Was om die goeie nuus vir die armes te gee. Weet jy wat, ek en jy is geseëndes van die Here. Jy sit dalk hier so in jou bankrekening is nie oorlopends te vol nie, maar jy's 'n geseënde, jy's skatryk. Daar's hulle wat daar buitekant is wat nie geseënd is nie, wat besig is om verlore te gaan. Daar's van hulle wat as hy sou sterf, sou hy nie die ewige lewe beerwe nie. Dis hulle wat arm is. Hy sê ek het gekom om die goeie nuus vir die armes te gaan gee. Ek en jy moet die goeie nuus vir die armes gaan gee daar buitekant, nie om op hulle neer te kyk en te sê, o, jy's arm en ek is geseënd en kyk hoe mooi en hoe goed is ek nie. Sodat hulle ook geseëndes kan wees, ongeag wie hulle is. Of dit die persoon is wat nie eers 'n bankrekening het of 'n bankkaartjie het nie, hy moet ook weet dat wanneer hy in Jesus Christus is hy ook 'n geseënde en hy skatryk in die genade en die liefde van God. Dat gevangenes vrygelaat sal word, gebind is. Hulle wat gebind is. Hulle wat gebind is aan verslawing. Hulle wat gebind is in sekere dinge wat deur demone besit word en alles. Ek en jy moet gaan om hulle vry te maak sodat hulle die heerlikheid van God kan sien. Ek en jy moet hulle help om die sluier op te lig sodat hulle die waarheid kan ken en kan weet van Jesus Christus. Laat hulle kan weet daar is 'n hoop vir die toekoms in Jesus Christus. Dat God het hulle net so lief soos wat hy vir my en jou lief gehad het. Hy trek nie 'n onderskeid en sê omdat jy in die kerk is, het ek jou meer lief as hy wat nie in die kerk is nie. Hy sê ek het almal geskape na my beeld. God het daai persoon wat in hy straat sit op hierdie stadium wat dalk as ek die woord kan gebruik, 'n junkie is net so lief as wat hy vir jou het met jou mooi klere en alles wat jy hierso sit. Want hy is geskape na sy beeld. En hy vra vir my en vir jou, kom ons reik uit na hulle. Kom ons maak hulle wat arm is, kom ons maak hulle ryk in die liefde van Jesus Christus. Kom ons laat lig die sluier verloop en sê dat hierdie verslawing en hierdie band waaraan jy vasgevang is, kan gebreek word en jy kan vrygemaak word in Jesus Christus, sodat jy werklik vry kan wees. In die boek van Jesaja sê dit, en die juk van die salwing van die Heilige Gees sal die juk van die band van sonde en van die verslawing breek. Onderdrukte sal verlos word. Mense wat vervolg word as gevolg van dat hulle glo in Jesus Christus. Mense wat in 'n huishouding sit en die kind het 'n begeerte daarna om die Here te dien, maar die ouers wil niks weet nie. Ons ervaar dit en ons vind dit in die skole. Pastoor, ek wil baie graag na 'n kerk toe gaan, maar my ma en my pa sê ons aanbid nie. Ons aanbid nie, daai kind het 'n soeke. Sodat ek en jy sal uitreik na daai kind toe en ons sal begin om hulle te bemoedig. Ek en jy kan nie terugsit en sê, dit raak ons nie en dit is nie van toepassing op my en jou nie. Dan is ek en jy nie navolgers van Jesus Christus nie. Dan ken ons nie die hartklop van God nie. Dan verstaan ons nie wat dit beteken om 'n kerk te wees buitekant die mure van hierdie gebou nie. Dat blindes sal sien.
Hulle wat vasgevang is in al hierdie ander vals dinge en alle leerstellings en wat ook al, dat hulle die waarheid sal ontdek en dat die sluier gelig sal word en dat hulle sal kan sien dat Jesus Christus het ook vir hom gesterf terwyl hy nog in sonde is. Ja, maar pastoor, mense sê, ek moet eers verander en dan sal die Here my lief hê. Die Here het hom lief net soos wat hy is. Die Here het hom lief te midde van daai sonde wat daar is, maar daar's 'n veroordeling om te sê, luister, jy moet eers skoon kom, dan kom jy kerk toe, of wat ook al. Hy sê, kom soos wat jy is, en ek sal jou verander. En ek en jy die verantwoordelikheid om hulle te help om te verander, sodat hulle die waarheid sal ken oor Jesus Christus. Maar wanneer ek en jy afkyk en neerkyk op mense en ons sê, o, daai persoon sal nooit gered word nie. O, daai persoon sal dit nooit maak nie. Weet jy wat? Spreek 'n vloek oor daai persoon uit. En ek en jy is besig om God te verwerp, want God het daai persoon lief en hy verwag van my en vir jou om vir hom die evangelie te gee. Dat die tyd van die genade vir almal gekom het. Hy sê in die skrifgedeelte en hy sê, dit is die jubeljaar. Dit is die jaar van die Here. Terwyl hy daar staan en hy praat met hierdie mense, is die profesie tot vervulling gekom en hy sê vir hulle wat in die kerk sit daarso, hy sê, weet jy wat, die genade het vir almal gekom. Die genade het gekom vir die heiden. Die genade het gekom vir hulle wat nie Jode is nie. Dit is nou die tyd, is nou die genade jaar vir hulle. En die profesie kom tot vervulling van wat Jesaja gesê het. En na die tyd van die Here se goedheid gekom het. Nie vir die Jode nie, maar vir die heidene ook. Ek en jy, hy het jou lief. Ek en jy is nie 'n Jood nie, maar ons is ingeënt in dit in as gevolg van die liefde van God. Ek en jy is deel van die erfgenaam, net soos hulle wat 'n erfenis het as gevolg van dit wat Jesus Christus vir my en vir jou gedoen het. En daai persoon daar buitekant, daai persoon wat in armoede lewe, daai persoon wat dalk voel, luister, ek is nie skoon genoeg om eers na 'n kerk toe te kom nie, want ek stink, wat sal mense van my sê? Hy het ook die liefde van God nodig. To preach the acceptable year of the Lord. Jubilee. Die jubeljaar van die Here, elke 50 jaar was dit die jubeljaar van die Here gewees. En weet jy wat? Alhoewel dit geskryf was in die boeke, ek dink dit was in Deuteronomium of waar ook al dit geskryf was, dit het nooit gebeur in Israel nie. Die 50 jaar het nooit plaasgevind nie, maar die doel van die Here was dat die 50 jaar, die jubeljaar, sou die jaar gewees het waar die wat onderdruk is, die wat verarm is, weer herstel sal word. Hiervolgens kon die verarmde Israeliete hulle oorspronklike grond weer terugkry. Dit wat van hulle afgevat word, moet hulle teruggegee word elke 50 jaar. Sodat hulle herstel kan word, sodat hulle nie kan verarm nie, sodat hulle hoop het vir die toekoms en om aan te kan gaan. Dit moes verarming teenwerk. Slawe was vrygestel. Hy het sy slaaf laat gaan. Hy het gesê, jy is vry van die skuld wat jy my gegee het. Dis nou die genade, jy kan teruggaan na jou grond toe. Daar is jou grond, gaan bewerk jou grond en doen dit. Jubeljaar is 'n tyd waar almal deel in God se genade. Jesus betrek die jubeljaar op sy bediening aan genade vir almal. Toe hy sê en die profesie is nou vervul, toe sê hy die genadejaar het gekom vir hulle wat nie Jode is nie. My genadejaar het gekom, ek is hier om hulle te herstel. Ek is hier van hulle wat verdruk word, van hulle wat ongeregtig behandel word of wat ook al. My genade is groot vir hulle ook. Dis nie meer beperk tot die Joodse volk nie. Hy het die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge het stip na hom gekyk. Toe sê hy, hierdie skrif is vandag bewaarheid, onderwyl julle daarna geluister het. Die tweede gedeelte van die diens wat hulle genoem het, Derasia, die uitleg van die profesie. Die profesie is gespreek en die uitleg is gegee. Hy sê die genadejaar het nou gekom van die profesie van Jesaja. Die genadejaar het gekom vir elkeen wat nie meer 'n Jood is nie, vir elkeen wat verdruk is en elkeen. En God is op soek na die kerk, om die kerk te wees buitekant die mure, om daai genadejaar te gaan verkondig aan die mense daar buitekant. Die profesie het tot vervulling gekom
wat geprofeteer was deur die profeet Jesaja. Dit gaan gepaard met dit wat aan my en jou opgedra word in Matteus 28 vers 19 tot 20. Die opdrag wat ek en jy het. Ek en jy het om vir hulle te gaan vertel, die goeie nuus. Om sagtheid en deernis in ons hart te hê vir mense wat dalk nie meer dit so goed gaan soos wat met ons nie. Sien, ek en jy is geseëndes van die Here. En ek het dit al vir jou gesê, daar's mense daar buitekant, hulle voel nie geseënd nie. Maar wie gaan vir hulle gaan vertel as ek en jy dit nie doen nie? Wie gaan die kerk daar buitekant wees as ek en jy dit nie doen nie? Gaan die mense sê, hierdie kerk kan maar sy deure sluit, want julle is nie relevant in ons omgewing nie. Julle beteken in elk geval vir ons niks, ons het julle nie nodig nie. Dan mis ons die doel hoekom hierdie kerk op hierdie straathoek is. Dan mis ons die deel wat in Jeremia 29 vers 11 geskryf staan. Ek ken die planne wat ek het vir hierdie gemeente in Randfontein. En dis om 'n verskil te maak. Dis om 'n verskil te maak, om te vergeet van onsself, om te vergeet van die gebou hier buitekant en kompassie en deernis te hê vir die mense daar buitekant wat besig is om verlore te gaan. Mense wat uitroep en sê, Here, stuur vandag iemand vir my, ek het dalk nie kos in my huis nie. Here, stuur iemand vandag vir my, wat vir my kan bid, want ek is moedeloos en ek is besig om moed op te gee. En dan sê die kerk, ek kan dit nie doen nie. Kind van God, Jesus Christus het in die krag van die Heilige Gees ingegaan in die dorp van Nasaret. Daar waar hulle nie van hom gehou het, en daar waar hulle hom wou doodgemaak het, later in die skrif sê hulle het hom gevat en hulle wou hom doodgemaak het. Maar hy het die krag van die Heilige Gees gehad. Ek en jy is geesvervuld. Ons is die gesalfdes, nou om die werk te doen. En die Here praat met ons en hy sê vir ons, luister, die kerk hier is goed, dis mooi, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie daaroor dat ons kom en ons sing net liedjies en ons aanbid die Here en ons gee ons offerande en ons gee ons tiende en ons gaan huis toe daarna en wat ook al nie. Wat van die mense om ons? Wat van die wêreld om ons? Ek het nie 'n lang boodskap vir jou vanoggend nie. Maar ek gaan iets aan jou openbaar en nou wat dalk nie gemaklik gaan wees nie. En wat dalk nie vir jou aanvaarbaar gaan wees nie, maar ek wil hê jy moet hoor wat sê die woord van God, dan dis nie die woord wat ek sê nie, is wat die Here sê. Die Here vra vir hierdie gemeente, sal jy die kerk wees? Wat is ons antwoord? Wees die kerk in 'n gebroke en 'n verlore wêreld? 'n kerk vol deernis vir wat die hartklop van God is, soos wat ek en jy hoor vanoggend. Ek en jy hoor vanoggend, dis God se hartklop. Jesus Christus het dit ook geopenbaar in Lukas 4, toe hy opstaan die eerste keer wat hy in Nasaret kom en wat ook al, en hy staan in hy sinagoge oop, vertel hy vir hulle, wat is die hartklop van God en hoekom is ek op hierdie aarde? Om 'n verskil te maak in ander mense se lewens en dit gaan nie oor my nie. Die wonders en die tekens, dit gaan nie oor my aanbidding en dat mense 'n afgod van my af moet maak nie. Ek is hier om die wil van God te doen en dit is om mense te red en om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Alle dinge vergaan. Jou yskas wat jy koop na 'n sekere tyd breek. Jou kar wat jy ry, daar's 'n sekere tyd wat hy gekoppel is aan hom en dan gaan hy begin uitmekaar uitval, of as jy in Durban bly, dan gaan die roes hom opeen. Jou kar battery wat jy het net 'n leefjaar van miskien 2 jaar. Die klere wat jy dra, 3, 4, 5 jaar, dan verslyt dit of die mot kom en hy eet dit op. Alles gaan nie vir altyd hou nie. Roes breek af en alles moet terugkeer eendag na stof, selfs ek en jy. En daar gaan niks daar oorbly nie. Maar weet jy wat, terwyl ek en jy op hierdie aarde is daar dinge wat kan oorbly. Kom ons kyk daarna vanoggend, wat sal bly? Die verhoudings wat ek en jy bou deur gehoorsaamheid aan God om die wil van God te doen. Daai verhouding wat jy gaan bou met iemand wat verlore is, iemand wat sy lewe gaan gee vir die Here en hy gaan die ewige lewe verander en hy gaan die ewige lewe beerwe, dit gaan sy lewe verander vir altyd. Gaan nie verlore gaan nie en dit gaan ook nie weggaan nie.
Ek en jy het nou die geleentheid om vir die siekes te bid en toe te laat dat die Heilige Gees wonders en tekens deur ons doen, want die dag as ek en jy dit dalk maak in die hemel, het jy dit nie nodig nie. Want in die hemel gaan almal gesond wees en almal gaan perfek wees volgens die wil van God. In die hemel gaan almal gered wees, niemand het nodig om die evangelie mee te hoor nie. Want hoekom anders sal hy in die hemel wees? Ek en jy kan 'n verskil in mense se lewens maak nou op hierdie aarde en dit sal ewigheidswaarde dra vir altyd. Die lewens wat verander word deur ons omgee as 'n kerk. Weet jy wat? Dis op moedverloorse vlakte. Maar die hand van God het ingetree deur 'n kerk en 'n verskil gemaak in ons lewe. En hulle sal dit oordra aan hulle kinders en aan hulle kinders en aan die nageslag wat sal kom oor die goedheid en die guns van God. Dit sal nie weggaan nie. Die goeie wat ons doen in die naam van Jesus Christus. Die persoon vir wie jy bid. Die persoon vir wie daar genesing plaasvind. In die naam van Jesus Christus. Dit kan nie verander nie en dit gaan nooit weggaan nie. Die woord van God. Die woord van God sal vir altyd bly en dit gaan ook nie weggaan nie. Rig jou gedagtes op die dinge van God en wat sy hartklop is. En doen iets vir die ewigheid of iets wat ewigheidswaarde sal hê. Dis hoekom ek en jy die kerk is. Dis hoekom die kerk buite die mure moet gaan, want jy moet iets doen wat ewigheidswaarde sal hê. My hart bloei en my hart is opgewonder oor die gemeente wat kan uitreik na iets soos kanker toe, cancer. Dit wys vir die mense, daar's 'n gemeente wat omgee, daar's mense wat omgee. Weet jy hoe voel dit vir iemand wat deur kanker gaan en wat dalk in hospice lê, wat 24 uur in pyn is? Vir 'n familie wat nie kan bekostig om sy onkoste te betaal nie, waar is die kerk wat 'n verskil kan maak deur 'n funksie en die geld vir cancer te kan gee sodat hulle die werk kan doen? Gaan nie oor my en my kerk of ons as 'n kerk nie, dit gaan daaroor dat ons 'n verskil in hierdie wêreld moet maak en ons moet iewers te begin. Definitief nie hier in die kerk waar ons nou sit nie. Elkeen wat in hierdie kerk sit is gered. Vir wie bid jy? Vir wie draai jy op aan die Here? Vir wie bring jy 'n woord van bemoediging of wat ook al? Almal is gered in die kerk. Gaan net vir my een terug gou, Anthony. Doen iets vir die ewigheid of iets wat ewigheidswaarde het. Jy sal nooit spyt wees nie. Jy sal soveel vrede in jou hart hê. Hoor wat sê hy in Matteus. Hy sê in Matteus 25 vers 21 tot 46. En dis die eerste ding wat hy gaan doen wanneer hy op die koning heerskappy sit, is die volgende. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al sy engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. En hoor wat gaan hy doen. Al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos skape en bokke. Alle nasies, almal gaan voor die Here staan. En hy gaan hulle skei soos skape en bokke. Die skape gaan aan die regterhand wees en die bokke gaan aan die linkerhand wees. En hoor wat leer hy vir my en vir jou vanoggend. En ek glo nie ons kan dit ignoreer nie. Ek glo nie ons kan sê dit maak nie meer saak aan my nie. Ag, ek is net gelukkig soos wat ek is. Al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos skaapwagter, die skape van die bokke skei. Hy is tog die herder, is hy nie? Die skape sal hy skei vir die wat na sy stem luister en gedoen het wat hy gevra het. Die wat in rebellie is, jy weet hoe so 'n boerbok. Hy wil net sy eie kop volg, hy wil net sy eie ding doen, hy wil almal net stamp in die kop. Hy wil altyd net bots met alles wat daar is en teen dit gaan. Hy sal aan die ander kant wees want hulle sal geskei word van mekaar af. Hy is die herder. Hy sal die skape aan sy regterkant laat staan en die bokke aan sy linkerkant. Hoor wat sê hy? Daarop sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle, want my Vader het julle geseën. Hoekom sal die Vader hulle seën? Kom ontvang julle erfenis, die koninkryk wat my Vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. Hier is hoekom jy dit gaan ontvang,
Want toe ek honger was, het julle vir my kos gegee. Toe die armes daar buite soekend was, het julle vir hulle gesorg. Jy het genade en jy het deernis en jy het 'n sagtheid bewys aan hulle wat dit dalk nie verdien het nie. Toe ek dors was, het julle vir my iets gegee om te drink. Toe ek 'n hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huise ontvang. Toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle vir my klere gegee. Toe ek siek was, het julle na my omgesien. Toe ek in die tronk was, het julle my opgesoek. En die koning sal vir hulle sê, ek verseker julle, as julle iets hiervan vir een van my broers en susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Jy sien die kerk daar buitekant hierdie mure, ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit vir God. Hy sê, as jy omgee vir my, gaan jy die erfenis ontvang. Hoor wat sê hy verder? Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, want God het julle vervloek. Gaan na die ewige vuur wat gereed is vir die duiwel en sy bose engele. Dan sal hy hulle antwoord, ek verseker julle, dis hoekom jy daar sal beland. As julle versuim het om een van hierdie eenvoudiges van my broers of susters te help, het julle versuim om my te help. Die aan die regterkant, die skape wat die stem van die herder volg, jy het erfenis. Jy wat jou eie ding wil doen en sê, ek is nie deel van dit nie, wat soos die bok net sy kop wil stamp en wil beklei die heeltyd en wat ook al en wil stry teen alles wat daar sal is en nie gehoorsaam wees aan die wil van God nie, sal aan die linkerkant staan. En hy sal sê, jy het niks vir my gedoen en vir my koninkryk nie, gaan weg van my af en beland in die poel van vuur, net soos die duiwel en die bose geeste sal. So ernstig is God oor die kerk wat daar buitekant die kerk moet wees. Julle het versuim om my te help. Ek kan nie vir iemand bid nie en ek wil nie vir iemand bid nie. Hulle sal dan in die ewige straf ingaan, maar die wat God se wil uitgevoer het, in die ewige lewe. Ek wil hê jy moet verstaan, God wil hê jy moet die ewige lewe hê. God wil hê jy moet die kerk wees en 'n verskil maak. Maar as jy ongehoorsaam is aan die woord van God, gaan ek en jy dit nie maak nie. Hy sê, as jy my liefhet, sal jy my gebooie onderhou. As jy my liefhet, sal jy 'n erfenis ontvang en nie 'n straf nie. As jy soos 'n skaap is wat die herder volg in die instruksies van die herder, want die herder sal vir jou voorsien, die herder sal jou versorg, die herder sal jou beskerm, die herder gaan jou nie alleen los nie. Sal jy 'n erfenis hê, maar jy moet doen wat hy van jou vra. Wees die kerk en ontvang jou erfenis eendag. Ek glo nie, dit was die doel van God, dat die kerk 'n megakerk moet wees nie, en ek praat nie teen 'n megakerk nie. Die doel van God was dat die kerk 'n verskil aan die buitekant moet maak. Nie gemaklik te wees en te sit en te sê, kyk hoe mooi is ons en kyk hoe goed lyk ons nie. Om na buitekant te gaan wees en te sê, as mense sê daar is 'n nood, kom ons bel die volle evangelie kerk van God. Want hulle het 'n sagtheid en het hulle liefde in hulle harte vir ons. Dis hoekom die kerk hier in Randfontein geplaas is op hierdie hoek en die doel wat God het vir hierdie kerk. Wil jy geseënd wees? Doen dit wat die Here van jou vra. Slaan ag op die woord vanoggend. Slaan ag vanoggend en moenie dink dit is net oor jouself nie. Jy weet wat sê daai Matt Carter? Hy sê tot van die armste mense het gekom om vertroosting en bemoediging te gee vir hulle is. Gaan nie altyd oor jou geld nie. Gaan nie altyd daaroor dat, die kerk wil net iets uit my hê nie. Weet jy wat? Die gemeente wil hê dat jy die kerk moet wees aan die buitekant. Ek kan nie by almal bid nie, maar jy kan help. Jy kan daar wees om te bid, jy kan daar wees om 'n verskil te maak.
Terwyl ons hier so sit, weet ek en jy van mense wat gebroken is, en ek en jy weet van mense wat verlore is, mense wat nie die waarheid ken nie, mense wat gebind is in sekere goed, en ons kan dit ignoreer, dan is ons nie die kerk nie. Dan verstaan ons nie die hartklop van God nie. Verstaan ons nie hoekom het hy ons op hierdie aarde geplaas om die verskil te maak nie. Kom ons begin iets doen, wat vir ewig onthou sal word, en wat ewigheidswaarde sal hê vir ons. Kom ons maak ons oortoe. Ek loof en ek prys U, Koning van die konings, vir die openbaring van die hartklop, en dit wat U van ons wil hê. Ek eer en ek prys U, Vader, dat ons kan sê, hier is ons. Ons is besig om hy stap te neem, om buitekant hierdie mure uit te reik, na die wêreld toe daar buitekant. Ons verstaan dat U stuur ons soos lammers tussen die wolwe in, en dit is nie altyd maklik nie. Maar U leer ons ook, net soos Jesus Christus, is ons gevul met die krag van die Heilige Gees, en ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie skaam te wees nie, ons hoef nie weg te skram nie. Ons kan U hande en U voete wees. En terwyl ons daar buite is, Here, sal U die wag hou oor ons en U sal ons beskerm. U sal ons deurdra. Mag ons op 'n punt kom waar die eer en die lof en alles wat ons doen, tot U sal strek en tot U sal wees. Tot eer en die grootheid van ons almagtige God en Skepper Heer. Hy wat van die begin af, Johannes 3 vers 16, die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het. Vader, dis nie net vir my nie, dis vir hulle wat daar in hy gebroke wêreld sit daar buitekant. Dis hulle wat op die ashoop sit en in die hoop van moedeloosheid. Maak ons U hande en U voete, Here. Heilige Gees, werk in ons harte. Werk in en deur ons, sodat ons 'n verskil kan maak. Werk in en deur ons, sodat die Vader die eer sal kry, sodat die mense sal besef, God is in beheer, God lewe, hy is nie dood nie. As gevolg van ons stil sooi en as gevolg van ons eie gemaksone, dink die wêreld ons God is dood. En Here, ek vra om verskoning as ons dink die binnekant in ons, dat wanneer ons op 'n Sondagoggend U naam loof en prys, dan verklaar ons dat U is 'n lewendige God. Maar die wêreld het nodig om dit te hoor. Die wêreld het nodig, Vader, met die autoriteit en die mag en die gesag, deur die Heilige Gees, Vader, dat wonders en tekens sal plaasvind, en dat daar 'n verskil sal wees, en mense sal terugkeer na God toe, want God is die hoop en die redding vir elkeen. Deur die Seun Jesus Christus. Behoed en bewaar ons en maak ons toe onder die bloed van Jesus Christus. Want soos ons hierdie preek en soos ons besig is om te doen, is die aanslag van die vyand net so groot, Vader. Want hy wil ons terugtrek en hy wil ons stil maak, sodat ons nie daar buitekant die verlorenes kan bereik nie. Maar die oorwinning is in my. Van die oorwinning is behaal aan die kruis deur Jesus Christus. En die Heilige Gees is in my. En ek kan in oorwinning uitgaan na buitekant toe, Here. Ek weet, U sal ons behoed en bewaar en U seën ons en U lei ons, Here. So dank ek U vanoggend vir die openbaring van U woord. En ek loof U en ek eer U daarvoor. My God's not dead. He's still alive. And He's roaring like a lion. Hy soek dit mense wat daar buitekant sy stem sal laat brul vir die wêreld. En ons het laasweek gehoor, selfs die bose geeste sal erken. Hy is die groot ek is. Mag ons in 'n keerpunt kom in die lewe van hierdie gemeente en 'n verandering wat sal gebeur in Jesus naam. Ek dank U en ek prys U, my God, en U goedheid sal op die lippe wees en ons sal sing daarvan tot in ewigheid. Amen.